Goeiemôre, Saterdag die 3 Januarie. Baie mense het nou al op die nuus gesien van die aanval gisterand in Venezuela, waar die Amerikaanse weermag ingegaan het en vir Maduro, die dictator daar van Venezuela, gaan uithaal het en ingebring het Amerika toe vir sy trial. Nou onthou, so background, onthou Maduro is al in 2020 geïndict om te regstaan in Amerika vir narcoterrorisme en die tipe van dinge. En vir jare en jare het hy besluit, hy doen sy eie ding. En hy was tot die laaste paar maande nogal baie groot bek met sy stellings en so aan teen Amerika. En hy was vir maande, van die begin van Trump se tweede presidentsie, is hy kans gegee om sy posisie op te offer, want hy is illegitimate, meeste lande herken hom nie as die president van Venezuela nie, om sy posisie op te offer, en dan oor te gee aan 'n demokratiese regering in Venezuela, en op sy eie te gaan. Maar hy het hom self groot gehou en diknek geskiet en gesê, nee, hy sal nie. Intussen het hy mos hulp gekry van Iran af, en selfs van Rusland af, wapens van Rusland afgekom om te help, en hy het sy hele weermag reg gekry met Russiese wapens en al die, om hom enige inval van Amerika af te weer. Ons weet ook almal intussen het die Amerikaanse weermag klomp skepe en goed in die omgewing ontplooi, spesifiek om sy drakbote uithaal. En op die oomblik het hulle al 97% van alle drugs wat van Venezuela af per se in Amerika aangekom het, is al gestop. Maar gisterand, na Trump om hoeveel keer gewaarsku het, dat hy moet uitstap van waar hy doen, of die wat hom wil opgee, kan hom opgee vir 'n $50 miljoen reward, het Trump besluit, okay, is nou tyd, en hy het hom gewaarsku, ons gaan jou kom haal, en hulle het hom gaan haal. So hier is so 'n bietjie background van wat gebeur het, en die operasie was operasie Absolute Resolve. Hierdie hele operasie is deur die Amerikaanse weermag, al 5 branches van die Amerikaanse weermag gedoen, plus law enforcement, want law enforcement met die ou gearresteer het en hom terugbring. So, wat gebeur het is, die weermag het vroeg voorberei. Daar was so 150 vliegtuie betrokke in hierdie operasie gewees. Van die 150 vliegtuie was 'n klomp F-22's, F-35's, F-18's, F-18 Growlers, paar E-2's, B-1 Bomber en 'n hele paar van ons drones. Dis die vliegtuig capacity en 'n klomp helikopters het gegaan. So die vegvliegtuie het die lugruimbeheer saam met die Space Force, en 'n klomp helikopters is ingestuur met die Expeditionary Force Extraction Force om vir Maduro uit te haal. So vroeg in die oggend, hier by 1 uur die oggend, het die helikopters begin invlieg, net so 100 voet bo die water, en intussen het die vliegtuie vooruit gegaan. Die Space Force en Cyber Force het toe met sekere systems die vyand se radar so goed gejam, en ook die stad se krag gejam. So dele van die stad se krag was afgesit, was pikdonker, met nuwe tipe wapens wat ons het. So die helikopters ingevlieg, en die vliegtuig het vooruit gery, en hulle die missielstelsels wat oral deploy was, die SAM systems, uitgehaal. En hierdie was almal nuwe Russiese SAM systems wat Rusland vir hulle gegee het. Maar hulle kon nie eers terugskiet, hulle is almal uitgehaal, en so die helikopterforce ingegaan, en hulle toe die Extraction Force ingekry by Maduro se compound, en onthou Maduro het heeltyd weggekruip en wegbeweeg, so daar was ons CIA en ander intelligence agencies betrokke om uit te vind waar hy is, wat hy doen en alles, om die ideale teikendag en so te kry om te grab. Hier teen 2 uur die oggend is hy toe gegrab, toe hulle by sy compound aangekom het, hy het net oorgegee, want hy het geweet is nou een van die dinge, hy wil nou nie seker soos Bin Laden in 'n volgate eindig nie, so hy het oorgegee, hy en sy vrou. En die helikoptersgroep het uitgevlieg weer, daar was baie op die helikopters, 'n skietval op die helikopters. Een helikopter is eintlik getref, maar nie een my teruggevlieg. So op die ou end van die dag is al die vliegtuie wat betrokke was, en al die soldate,
in en uit Venezuela uit, en niemand is beseer nie, behalwe die ene helikopter wat beskadig was, maar hy kon al die pad terugvlieg. En hierdie is nou 'n groot message vir die res van die wêreld. Want dit wys dat as jy nou wil terrorisme support en sponsor, dat jy kan nie wegkryp, al is jy die president van 'n land. As jy wil uithaal, gaan hulle jou uithaal. En intussen, hoekom dit ook plaasgevind het, onthou, baie mense gaan nou uitkom, ja, maar Amerika wil nou net Venezuela se olie steel, wat vals is. Onthou die olie stelsels of die olie-infrastruktuur in Venezuela is deur Amerika gebou. Dis Amerikaanse eiendom wat daar is. So Amerika gaan nou help om daai eiendom wat van Amerika afgesteel is deur die Maduro-regering weer aan die gang te kry en help die bevolking om daai olie pomp en op die regte manier te verkoop, want daar is nog steeds embargo's daarteen, om die land te support. Amerika gaan ook nou die land se beheer vat van die land, tot 'n veilige oorhandiging kan wees aan 'n demokratiese regering in Venezuela. So hierdie is die paar dinge wat gebeur het in die laaste paar ure. Ons sal nou sien hoe die ding verder uitspel. Maar hierdie was 'n baie duidelike waarskuwing vir al die ander lande in die wêreld. Iran moet homself voorberei. Trump het klaar gesê, hulle gaan hom weer kom stryk, as hy nie wil luister nie. En soos ons nou sien, met die eerste Iran-stryk en nou met hierdie Venezuela-stryk, as Trump sê, dis tyd om jou moeilikheid te stop, of ons gaan jou kom stryk, dan gaan dit gebeur. So ek hoop die mense leer, die ander lande, veral waar die dictators is, leer uit hierdie proses uit. Dis al vir hierdie stelsel. Enige vrae kan gevra word hieronder. Ek sal kyk of ek nog uitbrei. Ons sal sekerlik in die week nog ander intelligence briefings kry oor wat aan die gang is, spesifieke goeders, en dit wat ek kan share, sal ek share, maar obviously sal alles nie geshare kan word nie. Baie dankie daarvoor. Goeiedag.